Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Dankie dat jy hierdie week saam die pad gestap het. Volgende week, as die Here wil, ek in Suid-Afrika en dan doen ons die oordenking saam in ons ou celebration 26 jaar se verjaarsdag by Lewensentrum. En as jy soos ek sê, as die Here wil, ek daar en ons preek 2 Sondae en ons gaan net celebrate. Ons gaan verder gaan en probeer fyn hoor. Wat sê die Here, hoe moet ons verder gaan? Nou, al hierdie olie storie, die vrou wat die olie oor Jesus se voete, Maria wat het oor sy voete uitgegooi het, sy doen het later weer, nou daar's debatte, selfde vir Maria en al hierdie goed, maak nie saak nie, maar later doen Maria dit, weer 'n keer, en nou sê hierdie vrou, Martha, Maria, en haar boetie Lazarus, het die dood uit opgewek, en al hierdie goed, nou gooi sy hierdie olie uit op sy voete, as 'n voorbereiding vir sy dood. Maar sy dood beteken, hy gaan voor God staan, hy gaan voor 'n koning staan. En die skrif sê, dis voorberei vir sy dood. Kom ek lees vir jou, Johannes 12 vers 3 sê, Maria het toe 'n half liter, baie duur, aromatiese olie geneem, en het op Jesus se voete uitgegooi, en sy voete met haar hare afgedroog. Die huis was gevul met die reuk van die olie. Nou, hierdie is 'n tweede keer, jy moet dit nie verwar met die eerste een in Lukas 7 nie. Hierdie was reg voor sy kruisiging. En die slim mense sê, dit was 3-4 dae voor die kruisiging, en daai reuk het saam met hom gebly, reg deur voor Pontius Pilatus, en voor die hoofpriesters, en voor al die oordeel, en die judgment, en deur die kruisiging, deur sy geeseling, toe hom geslaan het, en al die goed, het hierdie reuk oor sy lyf gebly, die hele tyd saam met hom. Maar die storie waartoe ek jou wil vat volgende week, is Esther, wat voor die koning moes verskyn, maar sy moes vir 'n jaar en hierdie olie en melk bad, om aangename geur te hê as sy voor die koning verskyn. Jesus moes 'n aangename geur hê voordat hy die koning sien. Hierdie is iets van intimiteit. Maria berei Jesus voor vir sy kruisdood. En sy is lief vir hom met haar hele hart. En ek en jy, was ons voorbereid om voor die koning te kom, is ons reg om ietsie ekstra te doen? En jy moet iets ekstra doen, kom ek help jou daarmee, ek en jy moet iets ekstra doen, as ons voor die koning wil kom. Esther moes 'n jaar bad in olie en melk, om voor die koning te kom. Iemand het geskryf, 1 jaar vir 1 dag. Sy moes 1 jaar dit doen, om 1 dag voor die koning te verskyn, 1 jaar vir 1 dag. Ek en jy leef baie keer so asof dit niks is, om kerk toe te kom, niks is om voor God te verskyn, niks is om te bid, niks is, die Bybel is in my bedkas en ek lees hom nooit nie, en is niks, ons kan enige tyd na God toe gaan, en dit is kind of so. Wat van as dit weer vir jou 'n duur prys word? 1 jaar, om 1 dag te bid, om 1 dag voor die koning te verskyn, om 1 dag sy voete te salf en te soet. Wat van as God weer special word? Wat van as Jesus weer special word vir jou, en jy soos, as ek net kan aanbid, as ek net kan sing, as ek net vir hom kan dankie sê, as ek net vir hom kan, mens, kom ons maak Jesus weer special, want hy is. Kom ons maak dit weer besonders om te sing en te bid, en sy naam groot. Kom ons maak dit iets out of this world, om met God 'n verhouding te hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil meer doen, want U is meer werd. Ek het niks om vir 'n koning te gee nie, ek het niks om vir die God van die heelal te gee nie, ek het niks om te sê nie, behalwe, wees my genadig, ek is 'n sondaar, en ek val voor U neer. Here, mag ons besef, wat so groot uitnodiging het ons om U te ken, 'n verhouding met U te hê, van aangesig tot aangesig, in die hoë te kyk, mag ons besef hoe groot dit is, en dit dan te geniet en te gebruik. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen. Dankie, liewe vriende, môre by ons eredienste, en verjaarsdag tyd, geniet hierdie tyd, die Here seën jou, ek sien jou volgende week weer, goed gaan. Trots geborg deur Evergreen Turf.